Goeiemôre vriende en baie welkom vanoggend by Lewende Beloftes. Die 15 minute program waar ons stil raak, eerlik raak en nie net die beloftes van God claim nie, maar persoonlik maak vandag vir jou en vir my. Nou vriende, huidiglik is ons besig met 'n mini-reeks oor God se verbond, daardie heilige ooreenkomste waarin hy sy hele hart, sy beloftes en sy plan vir sy volk openbaar deur die eeue. Nou ons het reeds gekyk na die verbond met Adam en die verbond met Abraham laasweek. En vanoggend kom ons by 'n baie belangrike verbond. Een wat mense dikwels verkeerd verstaan ook. En vriende, as jy ooit gedink het die Ou Testament is net vol wette en strengheid, dan wil ek jou vanoggend vra om te luister met 'n oop hart. Want die verbond met Moses is nie God wat mense wil bind nie. Dis God wat mense wil bevry. En vriende, dis ook een van daardie gedeeltes in die Bybel wat my hart elke keer weer stil maak, want dit wys vir ons iets baie belangrik, dat God nie net mense roep wat nie gereed voel nie. Hy maak hulle gereed. Maar hoe? Hoe bevry God ons? Hoe roep hy ons en hoe maak hy ons gereed? Nou ek wil dit waag om te sê vandag, daar is een antwoord vir al drie hierdie vrae. Een belofte wat die verbond met Moses vir my en jou persoonlik maak. Vandag nog, elke dag. Maar kom ons begin met 'n belangrike waarheid. Nou ons lees in die Bybel, toe God vir Moses roep, was Moses nie 'n jong, energieke leier vol selfvertroue nie. Nee, hy was redelik oud gewees en hy het al baie teleurstellings geken in sy lewe. En nou vriende, is hy in die woestyn. Moses sit met 'n lys vol foute wat hy al gemaak het. Hy dra nog skuld van sy verlede. En hy voel hy is nie geskik vir God se plan nie. En dis hier waar die storie vir my so mooi en persoonlik raak. Want hoeveel van ons voel nie soms presies so nie? Jy wil reg doen, jy wil God dien, maar jy voel ek is nie genoeg nie. Ek is te gebreek. Ek het te veel foute gemaak al. Ek kan nie soos ander praat nie. Ek is nie slim genoeg nie. Vriende, daai is Moses se taal. Want toe God hom geroep het by die brandende bos, is sy eerste reaksie nie, Here gebruik my. Nee, sy reaksie is, Here wie is ek? Maar vriende, hier is die krag van God se verbond. God gee nie net 'n sending nie, hy gee 'n belofte. Hy sê nie vir Moses, probeer harder, jy moet dit reg kry nie. Nee, hy sê ook nie vir hom, Moses, kom op met 'n ander antwoord nie. Nee, hy sê, ek sal met jou wees. Nie net gaan nie, maar gaan, want ek gaan saam met jou. En vriende, hierdie hemelse waarheid geld vir my en jou ook vandag. God roep jou nie omdat jy sterk genoeg is nie. Ek weet, God roep my nie omdat ek sterk is nie. Vriende, hy roep ons omdat hy sterk is. Want wanneer jy swak voel, dan word sy, en hier's die antwoord vriende op die hoe-vraag, sy teenwoordigheid word jou krag. Luister saam met my hierdie lied van God se teenwoordigheid. O, daar is niks meer werd, niks wat ooit naby u kan kom. Niks kan vergelyk word. U is my lewende hoop. U teenwoordigheid, Here, is my krag, my lewe. Heilige Gees, U is welkom hier in my midde. Kom oorstroom my hart en vul die atmosfeer. Die heerlikheid, o God, is waarna my hart verlang om deurdrenk te word deur die teenwoordigheid, Heer. O, daar is niks meer werd wat ooit
teenwoordigheid, Here. Ek het die soetste liefde van u gesmaak en gesien. U maak my hart vry. My skaamte Word ongedaan, my sonde word afgewaar. Net hier in hierdie oomblik, in uw teenwoordigheid, Heer. Heilige Gees, U is welkom. Hier in my midde, kom oorstroom my hart en vul die atmosfeer. Die heerlikheid, o God, is waarna my hart verlang om deurdrink te word deur die teenwoordigheid, Here. Kom oorstroom my hart, o Here. My hart verlang na U. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, Lewende Beloftes. Vriende, ons leef in 'n wêreld waar ons as mense baie graag sekerheid soek. Ons wil planne hê, ons wil alles kan sien. Maar God gee nie altyd die antwoorde nie. Hy gee iets groter, sy teenwoordigheid. Want daar sal tye wees wat jy nie weet hoe jy gaan deurkom nie. Ek weet, ek het baie sulke tye. Vriende, kere wat jy nie weet hoe jy gaan aanhou nie, waar jy actually bang is vir wat voorlê. Maar God se verbond sê vir my en jou vandag, ek is met jou. En daardie teenwoordigheid, vriende, is genoeg. Dis genoeg vir die donkerste pad, om daai pad te verlig. Genoeg as 'n wolk in die dag, 'n vuur in die nag, manna op die grond, water uit 'n rots. Vriende, God is nooit ver nie. Hy werk vir jou, pleit vir jou, en hy lei my en jou elke dag. In die Bybel leer ons van die heiligdom. God het vir Moses die voorbeeld gewys van die een wat in die hemel is. En vriende, deur die heiligdom te studeer, verstaan ons iets baie diep van God, want dit wys vir ons hoe God werk. Sien, in die woestyn het hy vir Moses gesê, laat hulle vir my 'n heiligdom maak, sodat ek in hulle midde kan woon. Vriende, God wil nie net gehoorsaamheid hê nie. Hy wil by ons wees. En vandag dien Jesus in die hemelse heiligdom, wat beteken, hy is nie stil of afwesig nie. Hy is aktief besig. Besig vir jou en my. So wanneer jy voel jy is alleen, vriende, asseblief onthou hierdie, God is daar, sy teenwoordigheid werk in jou lewe. Nou, een van my gunsteling skrywers sê, dat God nie die sterkste mense kies nie, maar die gewilligste. Vriende, 'n gewillige hart. Sien, Moses moes leer om nie op sy eie vermoëns te vertrou nie. Sy voorbereiding was nie in Egipte nie, dalk daar begin, maar daar in die stilte van Midian het God met Moses gewerk. En miskien, vriende, is jy ook nie nou in jou Egipte fase nie. Miskien wag jy. Voel jy onseker en dink jy word nie gebruik nie. Maar God bou geloof in die woestyn. En soms, vriende, werk God in stilte. Want hier is die eerlike waarheid. God soek nie selfvertroue nie. 'n Persoon wat staat maak op hulle self, iemand wat self dink hulle kan of moet reg en verkeerd uitsort, iemand wat dink hulle is self sterk. Nee, vriende, nee. Hy soek God vertroue. Ek en jy kan nie. Vriende, ons kan nie op onsself staat maak nie, want die hart is bedrieglik. Ek kyk onlangs 'n video wat my boetie met my gedeel het van die hemelruim. Dit begin by die aarde en dan zoom dit so uit. En vriende, dit zoom so ver uit, jy kan nie eers ons Melkweg sien nie. En ek moet eerlik sê, vir 'n oomblik het dit my baie depressed gemaak, om te dink, in daardie hele hemelruim,
is daar net een plek waar die mens in sonde geval het en is hier. Vriende, ek en jy kan nie op onsself staat maak nie. So die vraag vanoggend is jy reg om op die Here te vertrou? Jou hart bereid te stel vir hom, vir sy teenwoordigheid, vir sy leiding, sy lering, sy teregwysing, sy opdragte, sy wet, vriende, sy wil. Want as ek na Moses kyk, dan sien ek jare en jare van voorbereiding, karakterbou en groei. Maklik? Nou wys, niks van sy storie lees maklik nie. Moontlik? Verseker. Hoop? O ja, vriende. Van 'n man wat vir God gesê het, wie is ek, tot 'n man wat God so vertrou het. Vriende, hy het nie 'n tree gegee, letterlik, sonder dat God voor hom uitgaan en die pad aanwys nie. Vriende, is jy bereid om daardie pad saam die Here te stap, tree vir tree, agter hom aan, in sy teenwoordigheid? Is jy? Ons Bybelbelofte vir oggend, Eksodus 33 vers 14. My aangesig sal saamgaan. Vriende, ergens vandag moet jy iewers alleen gaan sit, net jy en God, en dink aan hierdie belofte wat hy vir jou gee. Hy, die Skepper God, vriende, hy wil saam jou gaan en ervaar sy teenwoordigheid in daai oomblik. Vriende, plaas jou vertroue in hom en hom alleen, nie jouself nie, nie 'n ander mens nie, maar in God, net in God. En vriende, volg hom. Want wanneer jy sê, ja Here, okay, dis reg, ek gaan waar U my wys. Dalk dink jy, hoe gaan ek weet waarheen? Vriende, het Abraham nie agter God aangegaan, vee, tent, vrou, alles, sonder om te weet waarheen nie. Hoekom? Want God het gesê, Abraham, kom saam met my. Wanneer jy nie weet hoe om aan te gaan nie, sê God vir jou, ek is met jou. Wanneer jy oorweldig voel, sê God, ek is met jou. Wanneer jy voel jy gaan misluk, sê God nog steeds vir jou, ek is met jou. Vriende, God se teenwoordigheid beteken nie altyd onmiddellike gemak nie. Israel moes nog steeds deur die woestyn gegaan het, maar hy voorsien genoeg vir vandag. En dit is hoe hy vandag nog werk. En ek is eerlik met jou vanoggend, daar is baie dae wat ek self voel of my moed in my skoene val, dae wat ek voel ek is nie goed genoeg nie. Maar dan herinner God my weer, hy het my nie gevra dat ek goed genoeg moet wees nie. Vriende, en hy vra nie jou om goed genoeg te wees nie, hy vra dat ons hom moet vertrou. Want vriende, God se teenwoordigheid, sy teenwoordigheid is baie, baie sterker as my en jou swakheid. Moses vra vir God, Here, ek wil nie net die beloftes hê nie, ek wil U teenwoordigheid hê. En God antwoord hom in Eksodus 33 vers 14, my aangesig sal saamgaan en ek sal jou rus gee. Vriende, hierdie rus beteken nie altyd dat jou omstandighede gaan verander nie. Hierdie rus beteken dat jou hart sal stil word, omdat jy weet God is daar by jou. So vandag, as jy voel jy is nie genoeg nie, as jy bang voel vir die pad wat voor jou is, of as jy dalk dink jy kan nie, as jy dink jy kan nie, want jy het nie genoeg kennis nie, vriende, God sê vir jou, ek sal met jou wees. Vriende, God se verbond is nie gebou op my en jou vermoë nie, dankie tog dit is nie, maar dit is gebou op sy getrouheid. En as hy saam met ons gaan, vriende, ons sal nie faal nie. My aangesig sal saamgaan en ek sal jou rus gee. Ek wil jou graag uitnooi, as jy 'n Bybelvraag het oor God se verbond, of dalk wil jy dieper Bybelstudies hê, vriende, asseblief maak met ons kontak, awrafrikaans.org, of stuur vir ons 'n WhatsApp, ons stasienommer 060 248 1172, awrafrikaans.org, 060 248 1172. Maar daar waar jy nou is, vriende, kan ons saam bid? Ons Hemelse Vader,
Here, baie dankie dat ons U kan roep, selfs wanneer ons bang is. Here, dankie dat U nie net vir ons 'n taak gee nie, maar U teenwoordigheid. En Here, dit is ons gebed vandag, dat U ons sal asseblief help om te onthou, ons hoef nie alleen te loop nie. U aangesig sal saam met ons gaan en U gee rus in ons harte. Dankie Here, nie net vir die belofte nie, maar vir U teenwoordigheid. Dis my gebed vanoggend in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen.